As u vanmôre die ervaring kan kry en kan besef vanmôre is ons in 'n gewyde plek, 'n gewyde oomblik. Terwyl ons hierdie liedjie sing en hy begin om te sê, u is waardig. Yes. Om die Prys hom. U is waardig. Yes. Hoe het hy daardie waardigheid gekry? Die lied antwoord dit self, want u het ons met die bloed gekoop. Dis die enigste prys wat dit kon waardig maak vir iemand om te kan sê, ek het hierdie boek geneem. Ek het die boek opgetel en gesê, hulle skuld is hulle vergewe. Ek kan hulle red. Ek kan hulle kry na iets waar hulle veiligheid kan ervaar. Die enigste een wat dit waardig kon wees, was Jesus. So gewyde atmosfeer. Amen. En ons kan saam sing as hy hier was. Hy het my aangeraak terwyl ek in omstandighede was. Ek wil net voordat ek vir pastoor Dion aan die woord stel, wil ek net vir hom en vir Dion baie dankie sê. Ek het nou die laaste 2 aande, ek het nie vir volle kon luister nie, maar ek het vir Dion geluister en vir Dion geluister. Hulle begin met werk uitsaai op liewes radiostasie, Langeberg radiostasie. En hy het dit geplaas op ons gemeentegroep. So gaan soek het op Facebook, gaan soek het op waar ook al. Dit vat harde werk. Dit vat so 'n bietjie moeite. Dion, ek dink, as jy daar sit, dan sit jy daar by jouself en dink, wat kan ek nou gedoen gisteraan? Terwyl hy afteken toe sê hy sien die ouens het nou hulle steaks afhaal, hy's oor 10 minute daar. Dis dalk tyd wat jy wil laat 'n bietjie vleisie braai, en daai tyd in te wy te sê, ons van die en op hierdie manier, daar mag dalk 5 mense luister, daar mag dalk 1 mens luister. Maak nie verskil, Rion, wie dit is wat luister. Amen. Maar dink net op 'n oomblik wat iemand dit nodig het. So. En hy kan dit aanskakel en op daardie oomblik praat die woord van God op 'n plek waar daar niemand was nie, niemand kon wees nie. Dit is goeie werk. En ek het gedink vanmôre net voordat ek vir pastoor Dion in die woord stel, wil ek net 'n seëngebed vir hulle doen. Hulle het die kreet gehoor, hulle het die hulpgeroep gehoor. Iemand hier in die dorp, in die omgewing het gesê, ek gaan begin, ek gaan iets probeer doen. En hulle het gesê, dis ek is gered. Is dit nie waarvoor ons staan nie? Is dit nie waarvoor ons gemeente staan nie? Dat ons sê, ons bou saam, ons kyk vir waar is die werk wat ons kan doen nie?
Hemelse Vader, is vir my 'n groot voorreg om vir Dion, vir Leon en vir die hele span agter Langeberg Radio te bid vanmôre, Here. My gebed vanmôre, terwyl ons hier in hierdie gewyde atmosfeer is, om te kan sê, U is waardig. Here, dat dit vir hulle sal gaan oor Jesus. Eerste, tweede, laaste, maak nie saak waar die gesprek heen gaan nie. As hulle Jesus uitdra, dan kan daar nie 'n fout kom nie. Daar kan nie verkeerd gaan nie, al werk die tegnologie dalk nie altyd saam nie. Al is daar partykeer dalk 'n verkeerde woord wat uitkom, dat U, Heilige Gees, dit sal lei, Here. Dat U dit op die regte plek, by die regte persoon sal laat uitkom. En dat daar harte verander sal word. Ek bid vir getuienisse wat daaruit gebore word. Ek bid nie net dat ons kerk daaruit sal plig en vrug dra nie, maar dat die ander kerke in ons streek daaruit sal vrug dra. En sal sê, daar het mense gekom en gesê, ek het 'n woord van God ontvang en ek het besluit om my lewe te verander. Dit is my gebed dat jy dit so sal sien en ek dank U vir hulle gewilligheid in Jesus naam. Amen. My voorreg net soos die Here. Amen. Prys die Here. Ons gaan nou luister na 'n lied. Hier, Jan de Wet. Ek wil 'n bietjie meer vertel. Prys die Here. Van hierdie kind. As U vanoggend dink, dis 'n gewone kind, dan moet jy weer gaan navolg. As jy dink hierdie kind, halleluja, as 'n gewone een wat met speelgoed gespeel het, dan maak jy wat van. Kan hom speel as jy reg is daar. Prys die Here. Wie sou kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink dat hierdie kind, Maria en Josef se seun, die sonde van hierdie wêreld op homself sou neem. En wie sou kon glo dat hierdie kind, wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en doofes hoor en sondaars hul bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir wêreldse pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood. En weet het gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo het gewis, dat hierdie kind ons hoop en redding is. Soos die jare kom en gaan, sedert daardie dag, soek die mensheid steeds na lig. Nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen 'n ander, wit
en swart en swart en wit, dit het nog nooit verander. En soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood. En atoombomme en vigs en aborsies maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die uur. En strome vuil besoedeling vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos, wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hierdie kind kom weer. En ek weet het gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo het gewis, dat hierdie kind ons hoop en redding is. Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Verstaan jy nou, hoe kan jy sien wie hierdie kindjie is, dat hy die regter die enigste hoop vir Halleluja, weet jy van hier nie, want dis nie net nog 'n kind nie. O, prys die Here. Ek weet, ek voel vanoggend my koning, ek voel toe ek hier staan, voel ek die erns van die Heilige Gees vanoggend hier. Hy wil vir ons kom vertel, dis nie 'n mens wat gesterf het op Golgotha nie, dis nie 'n persoon nie, o, dis nie 'n kind nie, dis 'n geestelike persoon. O, wat die God die Vader gestuur was om te sterf op Golgotha, om deur te gaan na die kruis toe. Hy het geweet, toe hy by die kruis sterf, sê dat alles is volbring. En ek bly vanoggend, ek wil vir u my tema vanoggend, as jy vanoggend hier sit, o, ek ken nog nie hierdie kind nie, ek het nog nie met hierdie kind gepraat nie, ek het nog nie 'n verhouding met hierdie kind gehad nie, ek was nog nie op my knieë nie, ek het nog nie sy gees gewaar nie, wil ek vir jou sê, dat die tyd geword, dat ons vanoggend by die kruis sal kom kniel. Prys die Here. Ek gaan u lees, as Franco kan opsit, uit 1 Petrus. Ek kies Franco. Ja, 1 Petrus 5. Vanaf vers 6, 7 en 8. My teksvers is 7. Werk al jou bekommernisse op hom. Weet u wat? Ons dra te swaar aan ons laste. Ons dra so swaar aan ons laste, dat ons nie kan beweeg in God se weg nie. Ons weet nie wat ons vashou nie, want die dinge van die wêreld is op ons. Weet jy, ek kan vir u vanoggend sê, hy het die wêreld oorwin, die sondes is vergewe, dis hoekom hy na Golgotha beweeg het, met 'n moeilike, hy het die kruis self, hy het die kruis gedra, tot Simon van Sirene, om kom help. Ja. Ek wil dit net vanoggend net vir u so noem. Waar is Simon van Sirene vanoggend? Om vir jou te help, om jou kruis te dra. Ons dra met die laste, ek wil verder lees. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Vers 7, werk al jou bekommernisse
op hom. Here, maar ek gee u net 2. God soek alles. Weet jy, God soek jou hele hart. Hy soek jou bloedvate. Hy wil in jou bloedvate inbeweeg om in beheer van ons te wees. En hy soek alles. Wees nugter en waaksaam, want jou teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie kan hy verslind. Ek lees sommer verder. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld. Kom ons sluit net ons oë. Here, ek staan vanoggend hier so afhanklik van u af. Ek kyk na u vanoggend om die woorde in my mond te sit. Here, ek bid vanoggend dat u kragtig in elke hart sal beweeg. Kragtig dat u elkeen se gedagtes gaan oopmaak na 'n positiwiteit om te kan sê vanoggend my laste gaan ek kom neerlê by die kruis. Ek dra te swaar. Here, ek kom nie waar ek moet wees nie. Is my gebed, Here, kom seën my lippe. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan hier nie lank hou nie. Soos ons langs die pad beweeg, ek wil net gou vir u vra, as u, ek weet nie, wie van u het al gegym in die lewe? Gym. Ek ook. So bietjie. Amen. Daar stem oom. Okay. Baie van ons dink ons is net gou dit sê. Dit is baie interessant. Die een met die spiere is die een wat kragtig is nie. Ek het al mense gesien, daar loop jy al met die spiere, en dan ek spot altyd, daar bly 'n rugby speler daar naby ons, Elstad, Reinhard Elstad, dis 'n tamelike groot man, en natuurlik sal my vrou en my dogter is natuurlik mal. Julle weet mos, spiere trek meisies aan. Wie van u was op skool om die baie interessant, om die meisies te sê, ek het dit. En gewoonlik waar hulle die fout maak, hulle gaan vir, en weet u, dan kom hy daar by my aan, oom, ek jokkie. Dan vat hy my hand, en as ek hom druk, hy het sulke hande, broers en susters, maar as ek hom druk, want ek staan nou voor hom, dan val hy op sy knieë. Glo jy dit? Glo jy wat ek sê? Want die krag kom toe deur. En toe ek gegym het altyd, het ek daai goed opgetel. Dis waarom toe ek op pad was. As jy een op, dan dink jy, jy's braaf. As jy nog een op, al hoor, en dan voel jy kan nie meer nie. Wat gebeur nou? Haal af. Haal af, halleluja. Haal jou laste af. Jy's besig om te pak. Jy kan nie bo kom by God se geestelike gawes nie. Jy weet nie hoe om uit te kom nie, want jy's besig om die wêreld in te sit. Jy pak daai. Ek weet nie wat noem mense dit. Jy kan hom nie meer optel nie, want jou laste is te swaar. Amen. Wie van u gaan winkel toe en koop 'n klomp, hulle noem dit kruideniersware. En jy kan nie al die sakkies dra nie. Het ons hulp nodig om die sakkies te dra? Wat doen ons? My vrou gaan haal 'n trolly. Is ek reg? Ek wil vanoggend vir u sê, halleluja, gaan haal vir Jesus. Hier is die kruis, gaan haal vir Jesus. Pak jou laste op hom. Hy het dit reeds oorwin. Ons gaan later soontoe. Laai jou laste af op hom. Jou bekommernisse. Ons dra so swaar dat ons kan beweeg. En as pastoor vir jou iets vra om by die kerk te doen, broer, ek kan nie. Ek is te besig. Ek wil vir jou sê, die laste wat jy dra, die klein goedjies wat jy so vat, die klein sonnetjies is besig om jou hart en jou lewe en jou gedagtes so oor te vat, dat jy nie weet, jou voete sleep al. Weet jy wat? Halleluja. Maar as God in jou hart is, jou laste lê by Jesus. Jy bid, jy vas. Jy weet God is jy gevoltreer deur die bloed van Jesus. Sy krag en sy salwing is in jou bloed. Dan is dit halleluja. Ek weet nie van u nie, maar as ons eendag daarbo gaan uitkom, gaan ons skree, die serafs gaan uitroep, halleluja, halleluja. As jy nou nie halleluja kan sê nie, weet ek nie wat jy gaan maak nie, maar daar's 'n krag in Jesus bloed. En ek weet vanoggend,
moet ons die laste los. Ons moet na Jesus beweeg. As ek so los jou laste, beteken dit ons moet ons sondes bely. En wat sê die skrif? En laat staan. Weet jy, daar's iemand ek gaan nou nie sy naam noem nie. Hy praat nou die dag gevoel by die deur. Hy sê, oom, ek wil my sondes, ek wil dit skoon maak by lewe. Ken jy dit? Verstaan jy waaroor dit gaan? En toe ek met hom praat oor sondebelydenis, nog voor ek kan praat, toe roep ek my presiderende pastoor, en toe ek vir hom sê, kry 'n papiertjie, ons is in een gees, toe sê Pat Johnny, kry vir jou 'n boekie, skryf neer. Halleluja, nou die dag toe ons so lekker braai by hulle, baie lekker vleis geëet, dit was amazing, jammer dat hulle nie vir ons huis toe gegee het, ek grap sommer ruim. Weet jy wat? En hoe meer jy dit neerskryf, Pastor Edward sal weet, dit is 'n ou gagte in die bediening, hy weet, en toe sê ons vir hom, ek sê vir hom, bid saam die presiderende pastoor, weet jy wat, ek weet nie van u nie, maar sodra jy dit skoon maak, ek sê vir hom, jy moet dit uitroei, die sonde met wortel en tak, dis 'n las wat op jou is, wat jy wil skoon hê, praat ek in die regte rigting, halleluja, en hoe meer jy jou sonde bely, en hoe meer die prediker Samuel is, prys, dit gebeur ook. Glo nog altyd. As God jou wil skoonmaak, prys die Here. Hier kom dit nou. As God beweeg. En ek weet nie van nie, maar God het begin beweeg in daai jongman se hart, om tot die oortuiging te kom, Suster Valerie, om te kan sê, van my hart skoonmaak, ek is moeg vir die wêreld, ek wil nie die wêreld se aanhange hê nie, ek wil die laste los daar, Here, ek wil dit by die kruis kom los, en hoe meer jy jou sonde bely, hoe meer jy bid, jy haal hom met wortel en tak uit, dit help nie, jy moet met my kom praat daaroor, dit help jy sê, Pastor Edward, ek voel, of jy by jouself, Here, vergewe my dit en dit. Kom praat met ons. Halleluja. Weet jy waaroor dit gaan? Dit gaan om met wortel en tak uit te haal. Anderste gaan hy weer groei. Ek weet nie van u nie, maar dit gebeur as jy mense plant nie uithaal en dit gebeur as jy hom net so uitrig, beteken dat hy wortel is daar. God wil wortel en tak in die lewe uit. Daai laste wat jy dra, dis nie meer jou laste nie. Hy het vanoggend ingeloop met laste daar, dis nie meer, hoor wat ek sê, dis nie meer jou laste nie, dis God se laste, en hoe meer jy kan skoonkom van daai, hoe ligter jy kan word, hoe prys die Here, as jy kan ligter word in Jesus. Wil ek vir jou sê, dan kan God jou gebruik. Net gou vir u sê, kan God iemand gebruik, wat so swaar dra? As jy liedjie nie, iets wat jy sê, swaar dra aan die een kant, swaar dra. Ek weet nie van u nie, maar ek wil so lig wees. As my Jesus kom, wil ek saam met hom in die hemel gaan wees. Ek wil hom dien, ek wil hom loof in gees en in waarheid. Ek wil vir u net so 'n bietjie vertel. Die kruis gee vir jou lewe. Luister mooi. Jy moet sterf, en dis waar die doop kom, jy moet sterf, om weer te kan lewe in Jesus Christus. Hy gee vir ons vergifnis. Ons kan nie na hom toe beweeg, sonder dat ons by die kruis is nie. En jy weet nie wat gebeur Sondag. Wat gebeur Sondag? Die opstanding. Dis Pastor Johnny, halleluja. Hy het klaar vir ons gesterf. Nou, hoekom, as hy klaar vir ons gesterf het, hoekom, as die vyand met ons praat, hoekom vat ons sy dingetjies, hoekom laai ons dit by onsself op, en dan kom jy in die diens, dan voel jy skuldig, ja, dis God se salwing, en God se gees, wat sê vir jou, jy's op verkeerde pad. Ja. En hoe meer ons besig God se skrif praat van, hoe meer ons besig raak met die vlees, hoe meer kan die geestelike dinge nie in ons gedagtes kom nie. Amen. Amen. Is dit maklik, dis nie maklik nie. Maar al hoe jy beweeg, baie keer sit ek in die motor en ek bestuur, dan begin ek praat met Jesus. Amen. Het jy al agterkom as jy met God praat, dan sê jy by jou. Jy kan hom nie sien nie.
Maar jy gewaar om, baie keer praat ek soos gister op die radio praat, Radio Langeberg, toe sê ek wel, as jy in Shoprite of waar ook al is, praat net met 'n bietjie met Jesus. Sodra jy met iemand praat daarso wat God nodig het, gaan jy agterkom, God se salwing is daar. Wie van u, baie keer sê hulle vir jou, man, ek gewaar iets by my. Woe, as daai vir my sê God, nou is die groen lig aan, nou kan jy die evangelie wat Jesus op jou hart gesit het, toe jy op 'n keer gekom het, nou kan jy dit vir hom gee. God het ons nie gered, vol. Ons het bagasie gehad, ja. God het jou bagasie, soos het net, het hy gevat op hom. Dis ons wat die bagasie weer gaan vat. Dis nie Jesus wat die bagasie vir jou gee nie, maar dis ons wat ons laai, en dan voel jy, Here, ek wil nie meer kerk toe gaan nie, ek weet nie meer hoe nie, ag nee, wat pastoor, ek gaan sommer daar bietjie kamp, en ek gaan bietjie soen toe, ek kan glad nie op my skoonsien nie. Hulle verdien dit om bietjie weg te kom. En soos jy oplaai in jou gedagtes, is jy nie lus vir die kerkie, en raai wat gaan gebeur. Nou los jy die kerk, ek weet nie ook met die rigting praat nie. Nou los jy die kerk, want die omstandighede van die wêreld is by jou laste, maar weet jy, daar's een wat jy kan doen. Los jou laste by Jesus. Amen. Halleluja. Net gou vir hierso. Wie sou kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê in Bethlehem, 'n kind sou kom, wat in 'n krib lê. En wie sou kon dink, dat hier die kind Maria en Josef se seun, die sonde van die wêreld, op homself sou neem. En wie sou kon glo, dat hier die kind, wat lag en speel en sing, val sy maatjies in die bier, en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom, dat hier die kind, die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan, halleluja, en dowes hoor, en sondaars hul bekeer. Ek wil dit weer vir iemand opgewonde raak saam met my. En wie sou kon droom, dat hierdie kind wat op 12-jarige ouderdom gepreek het vir die skrifgeleerdes, in die tempels, wie sou kon dink, vir die wêreld se pyn en nood, dat dooies sal opstaan, dowes sal hoor, en sondaars hul bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind, vir 'n wêreld se pyn en nood, as verlosser, aan 'n kruis sou sterf, en opstaan uit die dood. Ek weet dit gewis, dat hierdie kind die redder is. Ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons redder is. Ek wil nou my afsluiting beweer. Gewoonlik, toe hulle vir Jesus, Pilatus hulle en hulle almal vir Jesus skuldig vind, gewoonlik op daardie dag by die fees van die goewerneur, laat hulle altyd iemand los. En daar was 'n moordenaar met Barabbas. En toe hulle vir Pilatus was, het hy geweet wat ek kan doen in my eie woorde nie. Hy het geweet, hierdie kind wat nou voor hom staan, sê nie 'n woord nie, maar hierdie kind is die waaragtige God, die Vader, halleluja, sy naam is Jesus. Sy naam is Jahweh. Sy naam is die soeteroos van Sharon, en toe hulle vir die gehoor daar vra, ons vat vir Barabbas. Ek wil vir jou vanoggend sê, dat die tyd geword, dat ons sal besef, Here, en sal besef, ons moet begin stil bly, en ons moet doen in die Here. En toe Pilatus ook nie weet wat te kan doen, laat hulle vir Barabbas, sê maar wat maak ons met Jesus? Eindelik wil Pilatus vir hulle sê, Jesus is onskuldig. Weet jy wat sê die vyand vir jou? Die vyand sê vanoggend vir jou met bagasie, jy skuldig my seun man, wie is jy om terug te beweeg na hierdie kerk toe? Ag, jy skuldig man, almal het gesê jy skuldig, almal het gesien jy's kinder, almal het die situasie gesien wat jy doen, ag jy is er niks werd nie. Die vyand sê dit vir jou, maar kan ek vir jou die ander een sê, jy's 'n koningskind, die gekoop deur Jesus bloed, halleluja, dit kan nie daar verby gaan nie, die gekoop aan die kruis van Golgotha, ons kan nie daar voorbij beweeg nie.
kan ons. Woe, halleluja. Moenie laat die vyand vir jou lieg nie. Hy is nie 'n bril in die leeu nie. Skrif sê hy soos 'n bril in die leeu. Moenie laat hy nog meer laste op jou lewe sit nie. En ek gaan na my afsluiting, en hoe meer Jesus beweeg met die kruis, Jesus was getap, die bloed het geloop, of Via Dolorosa, hulle langs die pad gestaan, die vyande, hulle het hom gespieg, vanoggend is die vyand besig om vir jou te spieg, die vyand is besig om jou te slaan vanoggend, jy moet jou fokus, halleluja, op Jesus hou, en toe kom Simon Sirene, woe, en hy sê, kan ek jou help in my woorde, Jesus, en hy dra sy kruis, prys die Here, al die ander moes hulle eie kruis dra, want daar is 'n koning, sy naam is Jesus, hy stuur nou 'n Simon van Sirene na jou toe, om te sê, ek wil jou laste vat, my seun, ek wil jou help vanoggend, sy naam is Jesus, ek weet nie van hier nie, maar ek is opgewonde, en toe Jesus so beweeg, hy het geweet, dit is sy einde, maar hy het ook geweet, wat gaan kom, hy het ook geweet, hy gaan weer opstaan Sondag, hy het geweet, wat God die Vader vorentoe doen, maar weet jy wat, hoekom vat ons die sonde en die laste op ons, nadat God reeds dit oorwin het, hy het reeds ons skoongemaak, hy het reeds ons ontmoet, hy het reeds tot bekering gebring, hy het reeds jou hart verander, hy het reeds jou bloedvate so verander, dat jy sal sê, dis my God, weet jy wat die lekkerste is, as jy skoon gewas is, my broeder en suster, prys die Here, dan kan die pastoor jou iets vra om te doen, jy's daar, as jy wil gaan hospitaal besoek, jy's daar, as daar bidure is jy daar, hoekom, weet jy wat, want dis God se gees, wat in jou bloed voltree, jy wil more about Jesus, praat ek nog reg, is jy nog wakker, prys die Here, ons begin nie, hierna gaan Pastor Johnny ook vir ons spreek, prys die Here, ek wil na die einde toe gaan, ek wil ons met 'n manifestasie uitvoer, ek gaan eerste wees, Johnny seker tweede, ek gaan die name uitroep nie. Elkeen van ons sit met laste. Elkeen van ons beweeg op daai pad waar Jesus beweeg het. Elkeen van ons is op daai pad en ons word sleg gesê deur mense. Jy's nie skuldig nie, jy hou jou mond. Maar ons beweeg op daardie pad en daar's 'n Simon wat hier kom vir jou. God wil vir Simon nou die Heer sit na jou toe. Jy loop op daardie pad, ek myself, en jy voel, Here, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer nie, maar die vyand is regs, die vyand is links, hy spieg op jou, die vyand het jou so geslaan al, laat jy nie kan reg dink na Jesus toe nie. Dis nou tyd om te sê, Here, ek het so baie al gedra nou, ek wil nie meer so baie dra nie. Ek wil nou vir u gee. En hoe meer jy vir God gee, hoe meer jy gedagtes en jou hart vir God gee, gaan jy so lig word. Halleluja. En as God jou lig gemaak het, gaan jy ingedans kom by die poorte van die hemel. Halleluja. Jy kan nou dans, want die laste van die vyand is nie meer op jou nie. Die gedagtes is nie meer op jou van hom nie. Jy voel vanoggend, dis my kans. Ek wil more about Jesus. Ek wil meer van hom doen. Ek wil meer van hom weet. En ek wil meer op my knie wees om krag te ontvang. Here, ek wil van hierdie pad afkom. Wil jy meer op my pad wees? Ek wil van die pad afkom. Ek noem dit vir jy, dis jy eie keuse. Nou, ek gaan eerste dag kniel, ons gaan uitkom, ons gaan 'n manifestasie doen. En ons gaan met God, as jy kan kniel, jy gaan met God praat. En sê, Here, ek is klaar met die foefies. Ek is klaar met die vyand wat goedjies vir my gee. Ek is klaar dat hy my hart en my gedagtes heeltemal, soos hulle sê, oordonder. Ek wil meer van Jesus hê. En as ek meer van Jesus hê en jy praat,
Weet jy wat 'n verskil kan jy maak as jy in 'n vertrek inkom en jy's 'n geesgevulde van Jesus Christus. As jy inkom, jy hoef nie baie te praat nie, maar hulle gaan sien op jou gesig. Hulle gaan vir mekaar sê, kyk, wie's hy? Daar's iets vir hom. Woe, jy moet hulle so opgewonde maak. Hulle moet jou kom vra, Breitwood, wat is die verskil tussen my en jou? En dan kan jy vir hom sê, dis my Jesus. Hy is op Golgotha gesterf. Jy het niks nodig om jou laste te dra. Kom knie nie voor. Dis jou eie besluit. Maar as jy meer van God wil hê, sê Here, ek wil met U kom praat by die kruis. Jy kan nêrens deur beweeg om by Jesus te kom as jy nie by die kruis deur beweeg nie. Dis die verbintenis na Jesus toe. En Jesus wil jou niet maak. Die kruis, woe, is 'n simbool van hoop. Wie van u soek hoop? Steek dit gou jou hande op. Prys die Here. Wie soek oorwinning? Wie soek vergifnis van hul sondes? Steek net jou hande op en sê, Here, hier is ek. Ek wil dit hê vanoggend. Ek wil nie uitbeweeg. En ek was by die kruis toe. Ek wil saam met u beweeg. Die van u wat wil uitkom, ek gaan eers daar wees. Prys die Here en dan gaan ek oorgee vir Pastor Johnny. Kom praat met Jesus by die kruis. God seën sy woord, prys sy naam. Here, was Al voel jy vanmorgen, jy wil nie uitstap vorentoe nie, voor die ander mense nie. Op die ouene gaan het nie saak maak, of mense jou sien of nie jou sien nie. Wat saak maak vanmorgen is dat God jou raak sien. Wat die verskil vanmorgen gaan bring is dat Jesus jou raak sien. Hy wil jou laste kom wegneem. Hy wil jou pad makliker maak, hy wil dit vir jou ligter maak. Waarvoor sal jy nog vastklou aan dit wat jy het? Waarvoor sal jy dit by jou vastdruk? Dit so koester by jou. As hy jou laste wil neem, en jy jou laste wil gee, is hy reg en bereid om jou te neem. En daarom sal ek sing. Wie sal my stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in dans verlos, verbreek. As 'n houtkruis my redder aan 'n hout slaan. As 'n houtkruis. En daarom sal ek staan. Ek vra nie hoe jy voel nie. As gevoelend oorgenaam. Graag oor begin aan die nagmaal toe. Vra dalk was daar nooit die pyn nie. Ek het so myself in help.
lees vir julle 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woord, die beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Dank Hemelse Vader vir 'n voorreg wat ons het vanmôre om hier te wees. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie ook vir 'n kans en 'n geleentheid wat ons het om te kan deelneem hier aan hierdie nagmaaltafel. Dat ons die brood kan neem, dat ons die bloed en die wyn kan daardeur gebruik, Here. En deur dit te doen, dat ons kan weet, ons vanmôre verkondig, dat Jesus vir ons gesterf het, dat hy waardig was om vir ons te betaal met sy bloed, en dat hy wou ons laste opneem. Ek bid dat dit sodat aan elkeen van ons sal sien, in Jesus naam. As enigeen van die beker wil neem, steek net die hand op na die tyd, dan sal hy met die bedien.
ek gaan die Frans gaan weer opstaan, ons gaan die laaste lied saam sing. I am redeemed. Ons sing saam, I am redeemed, en dan gee ek vir die kans, en ons leed in die offerande, te bring soos in hier op die hart, en dankie loop. Om lekker op 'n Vrydag kerk te hou, beteken ek is so opgevuur nou, ek kan die heel naweek lang kerk hou. Julle moet by my huis toe weg speel. Ek gaan vir Rion vra om vir ons af te sluit met gebed, voordat wil ek net kans gee vir Pastoor Dion en Suster Teresa om hier agter tot by woord te kom, en jy lekker aandruk vir hulle kan gee. Waardeer dit, baie dankie Dion. Sluit die oë. Jesus, U is groot, U is almagtig. Ek wil vir U baie dankie sê vir wat U vir ons gedoen het, veral vir oggend se diens. Ek weet en ek glo dat vir oggend se boodskap wel op vrugbare grond val, en dat die Heilige Gees nog steeds sal voortgaan beweeg, waar ook al ons miskien mag gaan, by die huise, waar ook al, dat U liefde nog steeds by ons, elke persoon sal wees. Hou U hand op ons, beskerm ons, uit ons onder die bloed, in Jesus naam. Amen.